Hebreërs 1. Vroeger het God dikwels en op baie maniere deur die profete met ons voorvaders gepraat. Maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur sy Seun. God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het deur Jesus Christus ook die wêreld en alles wat daarin is gemaak. Die Seun weerkaats God se heerlikheid en hy is die presiese ewebeeld van wie God werklik is. Deur sy magtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons sondes te reinig, het hy die posisie van eer en mag aan die regterhand van God ingeneem, die God so vol majesteit wat in die hemel woon. Jesus Christus is oneindig groter as die engele, net soos die erenaam van Jesus wat hy gekry het, baie heerliker is as die van die engele. God het nog nooit vir enige engel gesê wat hy vir Jesus gesê het nie. Jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Op 'n ander plek sê God weer, ek sal sy vader wees en hy sal my seun wees. En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. God sê van die engele, hy verander sy engele in stormwinde, sy dienaars in vuurvlamme. Maar vir die seun sê hy, die troon, o God, staan vir altyd, onwankelbaar vas. Die koninklike heerskappy word gekenmerk deur regverdigheid. U het lief wat reg is en u haat wat verkeerd is. Daarom het God, u o God, u met jubelende vreugde tot koning gesalf, verhewe bo almal, saam met u. En verder, o Here, u het heel aan die begin die fondamente van die aarde gelê, en die hemele is u handewerk. Hierdie dinge sal vergaan, maar u bly vir altyd. Hulle sal almal soos klere verslete raak, soos 'n oorkleed sal u hulle oprol, soos 'n bokleed sal hulle verander word, maar u bly steeds dieself en u leef vir altyd. En God het nooit aan 'n engel gesê nie, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande heeltemal aan jou onderwerp het. Die engele is tog maar net diensknegte. Hulle is geestelike wesens wat God uitstuur in belang van daardie mense wat verlos gaan word. Hebreërs 2. Ons moet dus baie styf vashou aan die boodskap wat ons gehoor het, sodat ons tog nie dalk wegdryf nie. Die woord wat God deur engele aan ons gegee het nog altyd onwrikbaar vasgestaan. Daarby is mense tereg gestraf vir elke oortreding van God se wet en elke daad van ongehoorsaamheid. Hoe sal ons ontvlug as ons rug op so groot saligheid draai? 'n boodskap wat ons Here Jesus eerste begin verkondig het en wat daarna deur die wat hom gehoor het aan ons bekragtig is, terwyl God dit nog verder bevestig deur tekens en wonderwerke, deur allerlei kragtige dade en deur gawes van die Heilige Gees toe te bedeel soos hy dit gevind. God het ook nie aan engele die beheer van die toekomstige wêreld waarvan ons praat toevertrou nie. Inteendeel, iemand het erns soos volg getuig: wat is die mens dat u aan hom sou dink, 'n mensekind dat u aan hom sou aandag gee? Vir 'n klein rukkie het u hom minder gemaak as die engele. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles onder sy beheer geplaas. Wanneer die skrif sê alles is onder die mens se beheer geplaas, beteken dit werklik alles. Tog sien ons nou nog glad nie dat alles reeds onder die mens se beheer is nie, maar ons sien wel vir Jesus. Vir 'n rukkie is hy minder gemaak as die engele, maar nou is hy met heerlikheid en eer gekroon, omdat hy vir ons die doodslyding deurgemaak het. Ja, hy het deur God se genade vir elke mens gesterf. God wat alles gemaak het en op wie alles gerig is, wou baie mense deel laat kry aan die heerlikheid. Daarom was dit net gepas dat hy hulle voorganger, naamlik Jesus, wat vir hulle die pad tot verlossing sou oopmaak deur lyding, volkome vir sy taak gereed maak. Nou is dit so dat sowel Jesus, die een wat heilig maak, as almal wat deur hom geheilig word, dieselfde Vader het. Dit is waarom Jesus nie huiwer om hulle sy broers en susters te noem nie, want hy sê vir God, ek sal u naam bekend maak aan my broers en susters, ek sal in u gemeente u lof besing. Hy sê ook, ek sal vas op hom vertrou, en verder, hier is ek saam met die kinders wat God my gegee het. Dat hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Jesus ook ten volle mens net soos hulle geword.
want hy kon net sterf as hy ten volle mens was, en hy kon net deur self te sterf om die nekslag toedien wat mag oor die dood gehad het, die duiwel. Net op hierdie manier kon hy die vrymaak wat hulle lewe lank uit vrees vir die dood en slawerny vasgevang gesit het. Ons weet almal dat Jesus gekom het om die nakomelinge van Abraham te help, nie die engele nie. Daarom moes hy ten volle soos ons, sy broers en susters, word om as ons onvermde en betroubare hoofpriester voor God priesterdienste verrig en die sondes van God se wil volk te versoen. Omdat hy self versoekings verduur het, kan hy die help wat onder versoeking swaar kry.